Goeiemôre, groet jy bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus op hierdie besonderse dag, waar ons vir elke ma en vrou wil sê ons waardeer julle. Ons erken julle as 'n gawe en 'n geskenk uit die hand van die Here. Gelukkige Moedersdag. 'n Kind het eendag die volgende gesê: wanneer ek my seëninge tel ek mamma 2 keer. En hierop wil ek amen sê. Maas, julle is kosbaar. Julle is liefdevol. Julle is waardevol. Mag julle die guns en die seën van die Here in hierdie dag op 'n besonderse wyse ervaar en geniet. Geseënde Moedersdag dan aan elke moeder. Mag elke moederhart vandag egte opregte liefde en waardering ervaar. 'n Ma se liefde is die eerste evangelie wat 'n kind ooit sal lees. 'n Ma se arms is die eerste plek waar 'n kind leer hoe God se liefde voel. 'n Ma se hart is 'n plek waar kinders altyd welkom bly, al word hulle groot. En ek dink soms is dit vir kinders so 'n bietjie van 'n verleentheid, wanneer daar na hulle verwys word as my seentjie of my dogtertjie, terwyl hulle al groot mense is. Maar in 'n ma se hart bly haar kinders altyd vir haar spesiaal. Nou ek wil graag saam met u lees uit Johannes 19 vers 25 en dan wil ek sommer so heel aan die begin vir u sê dat hierdie boodskap is gerig aan iemand in die besonder. Mevrou, ek weet nie waar jy jouself bevind in hierdie oomblik nie. Maar wat ek wel weet is dat God weet waar jy jouself geestelik en emosioneel bevind. En jy is vir hom kosbaar. Ek lees dan saam met u uit Johannes 19 vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. Ek wil dan met u gesels rondom hierdie gedagte, 'n ma by die kruis. Aan die voete van Jesus op Golgotha vind ons vroue in die afwesigheid van sy disippels. Dit wat voor hul oë afspeel, het hul lewens geraak. Daar was Maria, sy moeder, sy ma. Hoe sou die pyn en smart van haar seun haar moederhart raak? Hoe sou die bespotting van Jesus die lewe raak van Maria, die vrou van Klopas? Hoe sou Maria Magdalena voel terwyl sy sien hoe bloed uit haar meester se wonde vloei? Ek is seker dat die gebeure wat voor hierdie vrouens se oë afspeel, hul diep geraak het. Ek wil egter met u gesels rondom die gedagte, 'n moeder by die kruis. Die woord sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder. Ek dink ons kan met vrymoedigheid die volgende verklaring maak. Daar is min tonele so aangryping soos die. 'n Ma wat staan en kyk hoe haar seun ly. En sy kan niks doen om dit te stop nie. Sy is magteloos. Ek dink elke ma verstaan so ietsie hiervan. Sy wil so graag beskerm. Jy sien die gevaar, jy waarsku, jy wil verhoed dat jou kinders of jou gesin seer kry.
En dan staan jy soos Maria, stil en magteloos, gebroke, stikkend, maar tog is jy teenwoordig, soos 'n Maria hier by die kruis. Soms is die grootste liefde nie wat jy doen nie, maar dat jy bly, dat jy steeds teenwoordig is. Soms is woorde so oorbodig, 'n aanraking dalk ongevraag, maar die feit bly, jy is daar, en dit maak die verskil. Net dat ma verstaan, ma is teenwoordig, ma is hier vir my. Soms gaan die woorde wat deur 'n geliefde in 'n onbewaakte oomblik gespreek is, soos 'n swaard deur jou hart, maar jy bly getrou. Jy bly teenwoordig, want jy is ma. Jy verstaan, te midde van seer, te midde van stikkenheid, is jy daar vir jou man, vir jou kinders, vir jou gesin. Daar kom oomblikke waar God se plan nie sin maak nie, waar jou kind se pad jou hart breek, waar jy moontlik vra, Here, waar is U in hierdie omstandighede? Weet jy wat is vir my opmerklik? Maria hardloop nie weg van die kruis nie. Sy bly staan. Te midde van die hartseer, te midde van die stikkenheid, van die gebrokenheid, waar die omstandighede vir haar skree, bly sy staan. Ek dink daar het heel waarskynlik trane oor haar wange gerol. Sy het nie verstaan nie, maar sy was daar. Jy sien, ware liefde bly selfs wanneer antwoorde ontbreek. Moeders, julle geloof in moeilike tye spreek harder as woorde. Onthou wat in Lukas 2:35 aan Maria gesê is, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Weet jy, mevrou, ma, moeder, liefde wat werklik is, liefde wat standhoudend is, deurstaan die toetse, die storms van die lewe. Dit kies nie net maklike oomblikke nie. Dit is bereid om hier by die kruis te kom staan ten spyte van. Sommige ma's dra stil die pyn van kinders wat die spoorbuister geraak het. Hulle sien die seer van gebroke harte, drome, omstandighede. Mevrou, ek wil vir jou sê, God sien dit raak. God sien jou trane raak. Selfs in sy pyn sien Jesus sy moeder. Daarom sê hy vanaf die kruis, vrou, daar is u seun. En hy sê vir Johannes, daar is jou moeder. Wat beteken dit? Jesus het nie van sy ma vergeet nie. Hy sorg vir haar selfs aan die kruis. Maar wees verseker in hierdie oomblikke, niks en niemand kan jou van God se liefde skei nie. Hy weet wat jy nodig het. Jy is vir hom kosbaar en jy is vir hom baie spesiaal. Moeders, God sien julle raak. Hy sien julle opofferings, julle trane, julle gebede, wat niemand hoor nie, as jy moontlik in stilte voor die grootheid van God buig, en net jou hart voor hom uitstort. Ja, ma, ja, mevrou,
Jy is nie onsigbaar voor God nie. Hy is bewus van jou hartseer, van jou vreugdes, van jou bekommernisse. Die kruis is nie die einde van die storie nie. Maria staan by die kruis. Maar weet jy wat is die wonder? Sy sou later ook by die opstanding staan en sien. Sy sou by 'n leë graf staan en 'n wonderlike boodskap uitdra dat Jesus opgestaan het. Moenie toelaat dat omstandighede jou geloof en jou vertroue en verwagting kaap nie. God is in beheer. Hy is lief vir jou. Jy is spesiaal. Al staan jy dalk hier in hierdie oomblik by die kruis. Jy kyk na die omstandighede en dit is soos 'n swaard in jou hart. Maar weet dat Jesus sê vanaf die kruis dat hy in jou belangstel. Dat jy vir hom kosbaar is en dat hy nie van jou vergeet het nie, dat hy jou trane raak sien, jou hart seer. Hy ken die versigtiging van jou hart. Hy is liefdevol en genadig en hy sal jou dra. En daarom is dit dan ook die gebed van my hart, dat die Here jou sal seën met sy vrede, met sy voorsiening, dat hy self die trane van jou oë sal afvee as daar is. Ek vind 'n baie belangrike waarheid. Wat lyk soos die einde, is dikwels God se begin. Die pyn van Vrydag bring die oorwinning van Sondag. Jou kind se storie is nie klaar nie. Jou gebed, mevrou, ma, is nie verniet nie. God is aan die werk. Selfs wanneer jy net kan staan en wag. 'n Moeder by die kruis leer ons 3 dinge. Bly staan, al verstaan jy nie. Hou aan lief hê, al breek jou hart. Vertrou God, want jou storie is nog nie klaar nie. Ek sluit af. Dames, ons wil vir elkeen van julle 'n blom van waardering gee. Mag God julle ryklik seën. Mag hy sy guns oor julle gebied. En as daar trane is, as daar hartseer is dit die gebed van my hart, dat God dit sal verander in vreugde en in blydskap, dat jy sy voorsiening sal ervaar, want hy het jou lief. Geseënde dag vir elkeen van julle. Ons waardeer julle. Mag God sy guns oor julle gebied. Kom ons bid saam. Vader vir ons Here Jesus Christus, ons wil vandag vir U baie dankie sê vir elke vrou, vir elke moeder, vir elke ouma. Here, ons erken hulle as 'n geskenk uit U hand. Wil U hulle genadiglik toevou met U liefde. Mag U vir hulle gee hulle hartsbegeertes. Rig hulle voetstappe in U weë. Mag U woord vir hulle altyd 'n lamp vir hulle voet wees en 'n lig op hulle lewenspad. Here, wanneer hulle dalk hier by die kruis kom staan, dankie dat U hulle ook sal omvou met U liefde en dat U hulle sal vertroos en sal versterk. Ons bring aan U dan die lof en die eer van ons harte en van ons lewens. Bid ek in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Maar onthou altyd, jy is kosbaar. Dankie vir die lekker kos. Dankie dat jy altyd daar is vir ons. Ons bid dat die Here wat jou herder is,
altyd vir jou 'n God van naby sal wees. Aan u as 'n gesin, mag u hierdie dag geniet. Vrede vir jou. Mooi loop.